Goeiemôre almal. In die naam van Jesus Christus, ons Here. Mag die Here vir ons baie ryklik seën in hierdie Desember maand, die Kersfeesmaand. Hier is nog so een of twee wat ek sien aankom. Dan wil ek net vir oom Hendrie namens ons palmsbediening sê baie dankie vir al die speel oom Hendrie, ook die uitvoering van nou die dag wat oom gedoen het. Oom is altyd bereid om te help en saam met Marie die koor, ons waardeer dit baie. En dankie dat u nog vir ons hier so help om lekker ritmies te sing. Ons geniet dit baie. En oom Hendrie sê ook net baie dankie vir die honorariumpie wat ons vir hom gegee het. Dit is 'n blyk van waardering. Hy is altyd op sy pos en baie dankie. Hy gaan nou van die 18de tot die 28ste weg. En julle moet lekker rus en 'n geseënde Kersfees. So vir ons elkeen ook 'n geseënde Kersfees. Dankie oom Hendrie, hoor. Ek dink is alles, né? Right, kom ons sing so. Kersfees is lekker. Tot eer van die Here. Welkom o stille nag van vrede, vers 1, 2 en 3. Christus ons verlange, het ons heil gebring. Vers 1 en 2. En dan weer dink ons saam aan daardie nag. Hy is op die wyse as ek reg is, laat Here die seën op ons daal, né? Ja.
Dis kort versies, ons sing vers 1, 2 en 4. Daar's hy. Kom ons gaan aan met ons erediens. Ons begin met die seëngroet ook van die Here. Ons weet dat die Here God in ons midde teenwoordig is deur die kragvolle werking van sy Gees. Ons weet dat die engele toe die Here gebore is gesing het, eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde vir elke mens in wie hy welbehae het. En daarom groet die Here ons ook vandag in sy naam en hy sê genade, barmhartigheid en vrede vir jou. In die naam van God die Vader, sy Seun Jesus Christus, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees in jou lewe. Amen. So kom ons sing nog 'n Kerslied, kom kinders besing. Pragtige lied, dis nie net vir kinders bedoel nie. Ons is die kinders van die Here en ons sing vers 1, 2 en 3. Kom kinders besing met 'n vrolike stem. Voordat ons gaan net saam bid en die seën van die Here vra en dan gaan Arend vir ons 'n historiese perspektief gee oor geloftes en beloftes waarby die erediens dan ook vanuit God se woord by aansluit. So kom ons vra die seën van die Here. Ons almagtige God, Hemelvader, baie dankie dat U in beheer is van die wêreld, die geskiedenis van die wêreld en die verloop van die wêreldgebeure, totdat U in die goddelike raadsplan U seun Jesus op die wolke gaan laat verskyn met die wederkoms. Baie dankie dat ons in geloof ook daarna kan uitsien en kan weet dat dit ook 'n belofte van U is. Soos wat U in die Ou Testament reeds beloof het, dat U seun Jesus Christus na die aarde toe sou kom,
en u belofte waar geword het 2000 jaar terug. So sal u belofte ook gestand hou, totdat u met die wederkoms 'n nuwe hemel en aarde vir ons gaan bring. Mag dit daarom vir ons 'n geseënde, vredevolle en liefdevolle Kersfeestyd wees, 'n Christusfees tot eer van u naam, waarin ons met 'n dankbare hart voor u kan staan, oor al u genade en verlossende wonderwerk in ons lewe en in die verloop van die geskiedenis. Dankie Here dat u ook die Heilige Gees uitgestort het op die aarde, wat in ons woon en die verlossingswerk van u op aarde ook voortsit. En ons bid Here dat u ook vir ons sal seën in hierdie Christusfees om ook te kan sê, aan u al die eer, die lof en al die hulde en ons lewe as 'n offer aan u gewy. En Here, daarom bid ek vir elkeen wat hier is, hulle wat saam met familie, vriende, ook saam kuier, kinders, kleinkinders, mag dit ook vir hulle 'n liefdevolle geseënde saamweestyd wees. Ons bid Here dat u ons elkeen sal seën, ook met goeie gesondheid, en ons bid vir hulle wat siek is, dat u ook 'n hand van genesing op hulle sal plaas. En baie dankie Here dat ons ook vandag weer eens kan dink aan die diepte en die krag van geloftes en beloftes, en laat ons net kan dankie sê dat u die Here God is. As u 'n belofte gemaak het, dat u ook daaraan getrou is. Seën vir ons dan met die keur van u seëninge tot eer van u naam. Amen. Arend gaan vir ons so 'n bietjie 'n perspektief gee, historiese perspektief, dan ook oor geloftes en beloftes. Arend, baie dankie vir jou moeite, en dan sluit ons boodskap ook daarbey aan. Baie dankie. Ek het 'n bietjie by internet gekrap en 'n paar goed raak gelees wat ek nie geweet het nie. Ek gaan net vir julle lees wat daar staan, dan hoor ons almal wat dit is. Dis 'n oorsig. Die Afrikaner volk is een van die min volke wat 'n gelofte teenoor God afgelê het. Daar's 3 geloftes. Ek het dit nie geweet nie. Hoe moet ons die van Riebeeck gelofte sien? Dis 'n dankdag. Dan die Bloedrivier is die 16de Desember 1838. Dis 'n dankdag soos 'n Sabbat, dis wat die gelofte wil ons sê. En dan kom daar die paardekraal belofte. Met die paardekraal belofte is op 13 Desember 1980 hou te paardekraal, en ons sien dit as 'n dankdag. Dan dis nie nodig vir groot feeste en toesprake en preke nie. Dis nie nodig vir 'n nasionale vakansiedag. Ons moet dit hou as 'n dankdag vir die Here. In afhanklikheid van God en dankbaar teenoor God. Kyk na Jan van Riebeeck se ooreenkoms. Belofte of gelofte, die term of woord is nie die kern nie. Kern is 'n dankdag. Ons het besluit as 'n dankdag, en dit vir altyd. Dit vir altyd, né? Jan van Riebeeck se kragtige getuies het sy hulle afhanklikheid van God en sy genade gewys. Die gelofte is dan dus waar dit vandag die 2de verjaarsdag is van die dag waarop ons deur die Here gelei met die skepe dromedaris, reiger en die goeie hoop hier ter plaatse behoue aangeland het om hierdie vesting en kolonie na die bevel van ons Here en Meester die Here 17 die direkteure van die VOC te bou en te bestendig, en opgelet dat God die Here alle sake tot vandag toe met vele seëninge, voorspoed en nawense laat verloop en laat slaag het. Daarom het ons besluit en ook vir die eerste keer begin om hierdie dag, die 6de April 1654 tot eer van God met 'n dankdag te vier en vir altyd tot 'n vasblywende dank 'n biddag in te stel, sodat daarby die weldade van die Here wel aan ons bewys is, deur ons nakomelinge nooit vergeet mag word nie, maar altyd tot eer van God in gedagtes en herinnering te hou. Ek dink dit is iets wat nie eintlik meer in ons lewe vandag plaasvind. Goed, dan die Bloedrivier gelofte. Min van ons weet dat die Bloedrivier gelofte loop van 9 Desember
tot 15 Desember. Hierdie gelofte is op 9 Desember 1983 vir die eerste maal deur Samuel Seer voorgelees in Te Danskraal. Dis dan by Winterfees. Die trekkers het hierdie gelofte daagliks herhaal tot 15 Desember. Die uitkoms vir die trekkers uit hierdie uiters gevaarlike situasie het op 16 Desember 1883 gekom tydens die slag van Winterfees, waar die trekkers as oorwinnaars uitgetree het na die verwoede aanval deur die Zulu-magte van Mindaan. Hier staan ons voor die heilige God van hemel en aarde. Om 'n gelofte van hom te doen, dat as hy ons sal beskerm en ons vyand in ons hand sal gee, ons die dag en datum elke jaar as 'n dankdag soos 'n Sabbat is. En dat ons huis tot sy eer sal oprig, waar dit hom behaag. Dat ons ook ons kinders sal sien, dat hulle met ons daarin bedien, om nagedagtenis ook vir die komende geslag. Maar die eer van sy naam sal verheerlik word, deur die roep en die eer van die oorwinning aan hom. Dan kom ons by die paardekraalbelofte. Ek weet nie baie van ons weet daarvan, maar hier kom hy. In die teenwoordigheid van die almagtige God, wat tot die fynproewer van alle harte bid, vir sy genadige hulp en barmhartigheid, stem ons burgers van die Suid-Afrikaanse Republiek plegtig in. Aangesien ons ingestem om vir ons en ons kinders 'n heilige verbond te bevestig, wat ons met 'n plegtige eed hou. Dit is meer as 40 jaar sedert ons pa uit die kolonie ontsnap het, om 'n vrye en onafhanklike volk te word. Hierdie 40 jaar was 40 jaar van jare van hartseer en lyding. Ons het Natal, die Oranje Vrystaat en die Suid-Afrikaanse Republiek gestig, en 3 keer het die Engelse regering ons vryheid beproef en ons vlag wat ons vaders met hulle bloed en trane gedoop het afgetrek. Soos deur 'n dief in die nag is ons vrye republiek weggesteel. Ons kan en moet dit nie verdra nie. God wil hê dat die eerbied van ons vaders en die liefde vir ons kinders voorgeskryf word, dat ons erfenis, die erfenis van die vaders, ongeskonde aan die kinders moet oorhandig. Daarom vat ons hier hande en mense en met die oog op God, om tot die dood toe saam te werk vir die herstel van die vryheid van ons republiek. So help ons almagtige Vader. Amen. Ja, dit sê vir ons eintlik baie, maar wat doen ons daaraan? Waar sit ons vandag? Maar dit maak nie saak nie. Ons dra ons volk aan die Here op. Dis eintlik wat die belangrike is. Baie dankie Arend vir die historiese perspektief. En as gelowiges in die oorgang ook van ons prediking, ons is altyd in 'n geestelike oorlogvoering, stryd hier op aarde. En ons as gelowiges is meer as oorwinnaars deur die Here wat vir ons die krag gee. En juist daarom kan ons hierdie oorwinningslied sing, voorwaarts Christen stryders. Dit is vers 1 en 4. Ons kan maar net so bly sit, voorwaarts Christen stryders, voorwaarts om te stryd. Laat ons die stryd oorwinnend vier in hierdie wêreld en in hierdie lewe. Voorwaarts Christen stryders, voorwaarts om te stryd. Na die kruis van Jesus in die strijdperk lei. Hy die Heer en Koning voer sy leer aan. Laat sy vaandel vooral op die slagveld gaan. Voorwaarts Christen strijders, voorwaarts om te stryd. Na die kruis van Jesus
Baie dankie. Steel die woord van die Here dan vandag uit Psalm 132. Psalm 132, die wat wil saamlees, klank so raai daarso? Hard genoeg, ok. Psalm 132, die Here het 'n eed. 'n Eed is ook 'n belofte teenoor Dawid afgelê. En dis 'n pelgrimslied. Dink tog aan Dawid, Here, aan alles wat hy deurgemaak het, aan die eed wat hy teenoor die Here afgelê het, sy gelofte aan die magtige God van Jakob. Ek sal nie in my slaapkamer ingaan nie, en nie op die bed wat vir my reggemaak is gaan lê nie. Ek sal my geen slaap gun nie, ek sal nie eens insluimer nie, totdat ek 'n plek vir die Here gereed gemaak het, 'n woning vir die magtige God van Jakob. Ons het van die verbondsark gehoor in Efrata. Ons het dit gevind in die Jaarsveld. Kom ons gaan sy woning binne. Kom ons buig daar in aanbidding voor hom. Kom na u rusplek toe, Here, u en die ark, die teken van u mag. Gee aan die priesters die oorwinning. Laat u troue dienaars juig. Terwille van die dienaar Dawid, moet tog nie u gesalfde verstoot nie. Die Here het 'n eed teenoor Dawid afgelê, en dit staan vas. Hy sal daarvan nie afwyk nie. Ek sal een van jou eie seuns in jou plek laat koning word, as jou nakomelinge hulle aan my verbond hou, en aan die verordeninge wat ek hulle leer, sal ek hulle seuns vir altyd op jou troon laat heers. Ja, die Here het Sion gekies, en dit vir hom as woning begeer. Dit is my rusplek vir altyd. Hier wil ek woon. Dit is my begeerte. Ek sal Sion ryklik seën met wat hy nodig het. Aan sy armes voedsel in oorvloed skenk. Ek sal aan sy priesters die oorwinning gee, en aan my troue dienaar sal juig. Daar sal ek die heerskappy vir Dawid vestig, vir my gesalfde 'n nageslag op die troon verseker. Sy vyande sal ek magteloos laat toekyk, maar sy kroon sal bly skitter. Psalm 132 tot sover. Daarom is die tema ook die krag dan ook van 'n gelofte en 'n belofte. Die krag van 'n gelofte en 'n belofte. Die fokus vandag dan ook gesien dat môre 16 Desember ook geloftedag is, het ons vandag dan ook by mekaar gekom in die gees om te kan sê beloftes en geloftes van God, dan ook in die gees van die beloftes en die geloftes wat Arend ook met ons gedeel het. En daarom is dit die fokus vandag, en ek vra dat die Here ons sal seën om beloftes en geloftes weer ernstig in ons lewe op te neem, en so ook die krag en die diepte daarvan ook te besef, en ons eie verantwoordelikheid geestelik gesien dan ook na te kom. Nou, ons gebruik die twee woorde vandag, belofte en gelofte, en dit kom ook baie kere in die Bybel so na vore. Die woord belofte en gelofte is algemeen in die Bybel, en algemeen dan ook in die geskiedenis gebruik. En dan moet ons vandag vir mekaar sê, dat Bybels gesien, geestelik gesien, die woord gelofte en belofte in beginsel sinonieme is, selfde betekenis. Daar's nie 'n verskil daarin nie. Die Woordeboek beskryf gelofte en belofte in dieselfde gees en sê, dis 'n plegtige verklaring om voortaan iets te doen of nie te doen nie, veral teenoor God. Dit is wat die Woordeboek sê. So gelofte en belofte, 'n plegtige verklaring om iets te doen, dit wat jy beloof het, of iets nie te doen nie, om af te sien van dit wat jy verkeerd gedoen het, en dit veral dan ook teenoor God. Ek dink in die volksmond het die twee woorde baie keer verward geraak, in die sin dat mense het gesê, 'n belofte het meer krag as 'n gelofte. En daarom het baie mense die gelofte, byvoorbeeld van Bloedrivier, en dit wat Arend verder gedeel het, dan baie keer afgewater en gesê, dit is minder belangrik as 'n belofte. Maar die twee staan sinoniem teenoor mekaar. Waar kom dit vandaan? Wat is die grondslag, die wortel, die fondasie van beloftes en geloftes? Ons weet dat die oorsprong daarvan lê in die geskiedenis in die Ou Testament,
waar die Here God na Abraham, ook Isak, Jakob teruggekom het en gesê, ek sluit 'n verbond met julle. En binne hierdie verbond beloof ek vir julle dat ek vir julle 'n God sal wees van God se kant, maar dat julle vir my 'n volk sal wees. En hierdie belofte is vir julle nageslag tot in alle ewigheid. Met ander woorde, tot en met die wederkoms. En hierdie Abraham verbondsbelofte kry ons in Genesis 15. Daar het God beloof, hy sal vir sy volk 'n God wees. Tot vandag toe is dit waar en dit sal waar wees tot in alle ewigheid. Maar vir die volk het hy gesê, julle moet ook vir my 'n volk wees. Nou weet ons, dit is die wipplankery van God se volk en alle mense deur alle geskiedenis en eeue tot vandag toe. Dat mense nie altyd hulle kant van die belofte of gelofte nagekom het nie, afgedwaal het en dat hulle weggedwaal het in beginsel dan teenoor die Here. Ons dank die Here ook dat hy 'n verbond met Abraham, Isak en Jakob en met jou en my gesluit het. 'n Verbond waarbinne, soos ons gesê, sy beloftes in vervat is. En sy beloftes het waar gebly en dit sal waar word tot in alle ewigheid. En binne die verbond het die Here God ook in die Ou Testament het hy reeds 'n groot belofte gemaak. 'n Belofte om te sê Jesus Christus gaan na die aarde toe kom. Die redder van die wêreld, die seun van God, is op pad na die wêreld toe. Ek kan by die Ou Testament weer bietjie gaan deurblaai. Ek noem Jesaja 9 vers 5 verder aan wat daar geskrywe staan. Dit is die knegt van God wat sal kom, raadsman, wysig, raadsman, ewige God. Ons ken al daardie begrippe. Ons het 'n lied wat ons sing ook daaroor. Om te kan sê Jesus Christus is op pad na die wêreld toe. Micha 5, Jesaja 7 vers 8. So kan ons aangaan dat hierdie voorspellings deur die Ou Testament al meer en meer in vervulling gekom het deur die groot profete totdat Jesus Christus na die aarde toe gekom het. Kersfees wat ons nou dan ook herdenk. En dit is wat Jesus Christus dan ook vir ons kom doen het. En daarom het ons besef dat die Joodse raad wat Jesus Christus uiteindelik veroordeel het, maar ook in opstand gekom het met sy geboorte, presies geweet het wat gaan gebeur. Hulle het geweet vanuit die Ou Testamentiese geskrifte, wat hulle baie goed geken het, iets is op pad. Die seun van God is op pad. Die redder van die wêreld is op pad. En hulle Joodse raad, menslike raad, is in gevaar. En juist daarom was hulle voorberei op die koms van Jesus na die aarde toe. Voorberei om te kan sê, ons moet hierdie Jesus kind doodmaak. En daarom het die kindermoord plaasgevind. Maar God het sy seun Jesus Christus beskerm. Beskerm om te sê, hy is die seun van God, die redder van die wêreld. En juist daarom, ons as gelowiges vier daarom ook Kersfees met hierdie gesindheid om te kan sê, die seun van God, binne die verbondsbeloftes, het mens en redder vir jou en my geword. En daarom staan ons hierdie Desember, hierdie Kersfeesviering soos elke jaar in die gees met 'n blik terug in die verlede, met ander woorde 2000 jaar terug, waar Matteus, Markus, Lukas, Johannes vir ons die geboorteverhaal dan ook beskryf, om te kan sê, Jesus het na die aarde toe gekom. Ja, ons kan terugblaai na die Ou Testament, soos ons gesê, die voorspellings van die koms van Jesus na die aarde toe. So ons kyk in die gees, tydloos terug, en ons gaan staan ook daar in Bethlehem by die Jesus kind, om aan hom die hulde te bring. Maar in die gees, in hierdie hele verbondsbeloftes wat God gemaak het, kyk ons ook vorentoe. En ons sê, Here, saam met al die beloftes wat waar word, kyk ons ook vorentoe en sê, baie dankie dat U 'n belofte gemaak het, dat die wederkoms Jesus wat na die aarde toe sal terugkom vir 'n nuwe hemel en aarde, sal waar word. En ons kan dit net beklemtoon vandag, omdat dit 'n belofte is wat vandag geminag word. 'n Belofte wat mense nie meer raak sien, wat hulle nie meer aan aandag gee nie. Maar die Here God het beloof, soos wat Jesus Christus gebore sal word, 2000 jaar verder, sê die Here God, die wederkoms sal plaasvind. En juist dit maak dat ons as gelowiges met 'n dankbare hart in hierdie tydsgleuf Kersfees of 'n Christusfees kan vier.
om te kan weet, ons staan in hierdie groot raadsplan van God, waar al God se beloftes waar geword het, en sal waar word, tot in alle ewigheid met die wederkoms. En juist is dit 'n voorreg, om te kan sê, elke jaar as 'n Kersfees vier, staan ek binne die verbondsbeloftes, staan ek binne die beloftes van God, wat in my lewe, in die geskiedenis, en die verloop van tyd, altyd en altyd sal waar word. En daarom is dit wonderlik om te kan sê, ek vier Kersfees ook hierdie jaar. En weet jy, dan beteken dit as ons in die geloofshoop vooruitkyk, dat ons 'n jaar nader aan die wederkoms is. En dit vervul ons met jubelende dankbaarheid. Ons kan Kersfees vier om te kan weet, 2000 jaar terug is Jesus gebore. Daai selfde Jesus gaan binnekort op die wolke verskyn. En daar's baie tekens wat wys daarop. Baie tekens om te kan sê, God is besig om soos in die Ou Testament, Jesaja, Jeremia, Micha en al die ander profete, vir ons te sê, wees gewaarsku, wees gereed, wees op julle pos, Christenstryders, wat ons net nou gesing het, stryd die goeie stryd oorwinnend, die wederkoms is naby, en ons moet ook daarvoor gereed wees. En as ons daarom Kersfees vier, in hierdie tydsgleef, binne die beloftes van God, binne sy verbond, dan sê ons glo dat Jesus as redder vir die wêreld gekom het. Ons glo dat God se beloftes waar is in Christus Jesus. Ons glo in die belofte van die wederkoms. Ons staan vas in hierdie geloofsoortuigings, en dit maak Kersfees so sinvol, so betekenisvol, en daarom kan ons Kersfees vier met die diepte van hierdie beloftes van God, wat waar word in die geskiedenis en ook in ons lewe. En dit is waarna Arend ook verwys het, daai 3 geloftes, beloftes, in die tydsgleef van die geskiedenis van ons tyd, om te kan sê, dit is wat in ons geskiedenis gebeur het. En dit is 'n belofte wat gemaak is aan God, en ook gesê het, dit moet oorgedra word van geslag tot geslag, tot in alle ewigheid. En daarom is dit belangrik, nie net om te kyk na daai beloftes en geloftes, wat in ons eie landsgeskiedenis, in ons volksgeskiedenis plaasgevind het nie, maar ook om die Here te vra, open ons geestesoog net weer, open ons harte, om net weer met 'n stuk gehoorsaamheid, getrou te wees aan hierdie beloftes, aan ons kant, want God is en bly getrou aan hierdie beloftes, tot in alle ewigheid. En daarom staan ons vandag in die konteks, in 'n tydsgleef van volksbeloftes, ons het dit gehoor, individuele beloftes, beloftes in verskillende vorms, en God se beloftes, soos ons gesê het, van die wederkoms wat op pad is. En daarom, die woord gelofte of belofte, is ontsettend belangrik. Kom ons besef net weer, hoeveel krag is daar in die woord belofte. En ek deel dit met ons uit Prediker hoofstuk 5. Prediker hoofstuk 5, ek gaan dit lees, staan hier geskrywe. Moenie te gou praat nie. Moenie oorhaastig 'n belofte aan God maak nie. Want hy is in die hemel en jy op die aarde. Laat jou woorde daarom min wees. Baie doenigheid bring drome. Baie praat lei tot onverstandige woorde. As jy aan God 'n gelofte, sien julle hoe speel hy belofte, gelofte. As jy aan God 'n gelofte gedoen het, moet jy nie versuim om dit te betaal nie. Hy hou nie van ligsinnige mense nie. Wat jy beloof het, moet jy betaal. Dis beter dat jy nie beloof nie, as dat jy beloof en nie betaal nie. Moenie dat jou mond jou laat sondig, sodat jy vir die priester, of dan in die geval vir die Here moet sê, ek het my vergis. Waarom sal jy God laat kwaad word oor wat jy gesê het en hom jou handewerk laat vernietig? Die belangrikheid en die krag van die woord belofte, nie net in 'n geestelike sin nie, maar in ons volksmond en in ons volkstaal gebruik ons so baie maklik die woord beloof. Beloof. Dit het algemeen gebruik geword dat ek sê, weet jy, ek beloof jou, ek sal nie weer dit hoef te doen nie. Of ek beloof vir jou, voor die einde van die jaar, gaan ek by jou kom kuier en saam met jou kom braai. En dan hardloop die tyd uit, of ons vergeet, dan sê, ag, ekskuus man, ek kon nie by jou uitkom nie.
Hoeveel nuwejaarsvoornemens is daar wat in die konteks van die woord belofte staan? Dat ons vir mekaar gaan sê, man, ek beloof vir jou dat ek dit of dit gaan doen. Selfs het ek al gehoor nuwejaarsvoornemens waar ons aan die Here 'n belofte maak. Here, ekskuus dat 2024 so besig was, maar ek beloof, ek sal volgende jaar meer tyd aan U spandeer. Meer Bybel lees, meer bid, meer liefde betoon, meer omgee vir my naaste. Here, ek beloof. Totdat daai jaar begin uitloop en vinniger hardloop en ons terugverval om daai belofte wat ons selfs aan God gemaak het en aan ons naaste nie meer getrou na te kom nie. Pas op vir die woord beloof. Laat jy eerder nie beloof nie, as dat jy sê ek beloof en ek doen dit nie. Sê eerder ek sal probeer om dit te doen. Heilige Gees, help my om dit te doen, maar moenie beloof en dit nie doen nie. Dit is waaroor Psalm 132 ook gaan. Psalm 132 is 'n baie besondere psalm. Hier staan geskrywe, dit is 'n pelgrimslied, 'n reisigerlied, Psalm 132. Nou 'n pelgrimslied of 'n reisigerlied in die konteks van Psalm 132 beteken dat daar 'n groep reisigers was wat van dorp A na dorp B toe gereis het en met mekaar gesels het, soos wat ons ook maar maak. Dis sommer net hier staan motors as ons ry. Maar hierdie pelgrims het saamgestap en hulle het gepraat met mekaar. Gepraat oor die geskiedenis, soos wat Arend ook vir ons gewys het op die geskiedenis, maar gepraat ook oor beloftes wat God gemaak het en hulle het gepraat oor Dawid, hulle het hom geken. En daarom hierdie reisiging, hierdie pelgrimslied geld ook vir ons. Ons is reisigers saam met mekaar en saam met God op pad. En daarom is ons praat met mekaar, geestelike gesprekke ook het, wees versigtig wat jy sê Prediker 5. Maar hierdie pelgrims soos ons deel 'n geestelike gesprek. En die eerste deel van Psalm 132 gaan hieroor dat die eerste deel gaan oor dit wat Dawid vir God beloof het om vir hom dan ook te doen. Dawid het beloof, Here, ek sal vir U 'n rusplek, 'n tempel, 'n plek waar U kan woon, sal ek vir U oprig. Ek sal dit gaan soek en ek sal dit gaan doen. Dis amper, luister mooi wat Arend net ook gesê het, daai belofte wat gemaak is in die verlede in gelofte. Ons sal vir U 'n plek inrig waar U kan woon. Nou ja, ons kan 'n bietjie gaan dink daaroor weer. Maar Dawid het vir die Here gesê, ek sal vir U 'n woonplek inrig waar U saam en tussen en by ons kan kom woon. Wat is belangrik van hierdie eerste deel van die Psalm en Dawid se belofte aan die Here? Hy het nie sy eie belang eerste gestel nie, maar sy belofte aan God eerste gestel. Dis baie belangrik. Hy kon gesê het, en dit staan hier geskrywe in Psalm 132, ek gaan eers 'n bietjie slaap. Ek gaan eers die slaapkamer wat vir my reggemaak is, ek gaan 'n bietjie rus. Here, jy weet, dis donker en ek is moeg, so ek gaan 'n bietjie slaap. Maar hy het gesê, ek gaan nie slaap nie, ek gaan nie in my kamer in nie, maar ek sal U plek gereed maak, voordat ek dink aan my eie belange. En Dawid het dit gedoen. En hierdie belofte het hy nagekom om te sê, nie my belange nie, maar U belange, sodat ek vir U 'n woonplek dan gereed kan maak. En hy het gesê, Here, ek sal vir U 'n woonplek gereed maak, waar U en die verbondsark in kan woon. Nou, die verbondsark, kom ons sê 'n woord of twee daaroor, dit is 'n simbool, 'n goddelike simbool van die verbondsark, wat die betekenis gehad het, God sê, deur die verbondsark, ek bly by julle, ek is in julle midde. Deur die hele geskiedenis van die Ou Testament, moes hulle die verbondsark saamdra, in hulle midde. So hulle gaan oorlog maak, moes die verbondsark saam. Waar hulle gekom het, moes die verbondsark saam gewees het. Daarom sê hy, ek onthou, Here, die verbondsark aan Efrata, en ons het dit gevind in die Jaarsveld, verskillende plekke. Daar was selfs voorskrifte hoe hulle hom moes dra. Hy mag nie geval het nie. Hy moes as het ware as heilig beskou word, want God sê so, gaan ek saam met julle. Besef weer die waarde van simbole. Die verbondsark was 'n baie belangrike simbool in die vorm van beloftes, in die vorm van 'n verbond, om te sê, God sê, dit is 'n simbool om te sê, ek woon in julle midde. En daarom is dit nie verkeerd om simbole te hê. 'n Simbool van 'n kruis.
'n simbool van 'n kersboom met die ster in die ooste. Daar's nie verkeerd om simbole te kan hê en te sê, dit vertel vir my 'n verhaal van 'n verbond, van 'n belofte, 'n gelofte, van God se inwoning in my lewe en in die geskiedenis. En daarom het Dawid gesê, Here, ek sal vir u 'n rusplek, 'n woonplek gee, waar u en die verbondsark dan kan saam wees. Toe kies hy Sion. Sion gelyk staan aan Jerusalem. En Dawid het God genooi en gesê, ek het 'n belofte aan u gemaak, hier is 'n woonplek in Jerusalem, 'n tempel, kom woon hier en die verbondsark sal ook hier wees. En so sê die Here God, wil ek 'n rusplek vind in julle midde, 'n woonplek waar ek as simbool vir julle sê, ek is by julle in julle midde teenwoordig. En dan het God beloof, ek sal tussen julle woon en vir julle sorg en vir julle goed wees. Psalm 132 vers 15 tot 18 sê die Here God wat hy vir sy volk sal doen. Ek sal Sion ryklik seën met wat hy nodig het. Aan sy armes voedsel en oorvloed skenk. Ek sal aan sy priesters die oorwinning gee en my troue dienaars sal juig. Daar sal ek die heerskappy van Dawid vestig, vir my gesalfde 'n nageslag op die troon verseker. Die Here God het gesê, ek sal my kant van die belofte nakom. Ek sal in julle midde kom woon, die ark is daar, julle het vir my 'n woonplek gegee, julle het God eerste gekies, en nie julle eie belange nie, en ek sal tussen julle kom woon. Maar dan die ander kant, wat ons sê in 'n belofte en 'n gelofte so waar is, wat was die volk se verantwoordelikheid? Wat was God se volk se verantwoordelikheid binne hierdie belofte? Dawid het die tempel gebou, God het daar kom woon, en die Here God het beloof, solank as wat julle die verordeninge nakom, en doen wat die Here God sê, sal ek, die Here God, sorg, dat daar uit Dawid 'n nageslag op die troon sal wees en sal bly. Dis 'n belofte van God. Het die volk het gedoen? Aanvanklik ja, later nee. Ag nee, wat ons gee nie meer om nie. En die Here God het dit gesien. En ek glo die Here God was ontstel oor die volk se afvalligheid. En daarom het hy hulle ook gestraf om dit so te stel. Daar was verskeie kere waar die tempel afgebreek was. Die tempel, daar waar Dawid gesê het, Here kom woon hierso. Die verbondsark was op 'n stadium gesteel. Hy moes teruggevind word. En een voorbeeld daarvan, in 586 voor Christus, kry ons dat die Babiloniërs die volk van God weggevoer het. Die tempel tot op die grond afgebreek het. En daar het die volk in Babylon gesit, onder 'n heidense koning, heidense volk. Hulle was slawe gewees, hulle het so slawe gewerk, en daar het hulle swaar gekry. Maar hulle het een ding besef, ons het weggedwaal van die Here, ons het ons kant van die beloftes nie nagekom nie. Ja, ons, met respek gesê, ons verdien wat ons gekry het. En daarom gaan lees die boek Klaagliedere. Dan kry jy hierdie huilliedere, waar die volk huil oor hulle sondes voor God, om te kan sê, Here, ons sit hier by die riviere van Babylon, en ons huil, want Here, ons het U teleurgestel in hierdie verbond. En ek dink is Abba wat die liedjie geskryf het, By the Rivers of Babylon. So ek reg oom Henry, of wie van julle ken die musiek so goed. Abba het hom gesing. Nou, dit gaan oor hierdie huilliedere, waar die volk weggedwaal het. En daarom kom die Here vandag na ons toe, en hy sê, met hierdie hele verbondsgeskiedenis, beloftes en geloftes, God wil deur sy gees tussen ons en in ons woon. En daarom sê die Here ook in hierdie Christusfeestyd, en al die beloftes, soek nie jou eie belang nie. Soek nie jou eie belang eerste nie. Soek God se belang en jou verantwoordelikheid teenoor die Here God. Want God sê vir ons deur Psalm 132 in hierdie Christusfeestyd, ek wil in jou midde woon, ek wil in jou huis woon, ek wil in jou gesin woon, ek wil in jou lewe woon. Ek wil 'n woonplek hê. Ek wil 'n woonplek by jou hê. Ek wil saam met jou aan die tafel sit. Ek wil 'n plek hê om jou kersboom. Want ek is die grootste geskenk wat na die aarde toe gekom het vir jou. Ek wil 'n plek in jou midde hê. Is jy bereid om God eerste te stel, te sê, Here, voordat ek my eie belang soek, en voordat ek dink aan wat is vir my gesin belangrik,
Het God 'n woonplek in jou hart, in jou lewe, in jou huis, by jou tafel, in jou gesin, alles wat jy gaan doen hierdie Christustyd. Om te kan sê, dankie Here dat u verbondsbeloftes nagekom het. Baie dankie daarvoor. Ag, soms so in 'n amper wil ek sê 'n kinderlike sin, sê ons baie keer vir ons kinders of kleinkinders, jong Kersvader kom vir ons kuier. Julle moet mooi luister as hy aan die deur klop. Maar weet jy wat moet ons eerste na luister? Openbaring 3:20 wat sê die Here klop aan die deur van jou hart. Dis waar hy eerste wil woonplek soek. Dis waar hy wil bly in jou lewe. Daar wil hy woonplek hê. En hy wil sê, maak die deur van jou hart oop. Maak die deur van jou huis oop. Maak die deur oop in elke opsig. Dek vir die Here 'n plek aan jou etenstafel, jou Kersmaal, as julle dit nog so gaan vier. Wat het geword van ons verantwoordelikheid onder die Here ten opsigte van beloftes en geloftes? Het ons maar redelik ons rug op dit alles gedraai, of kom ons dit nog nougeset en getrou na, soos wat God nougeset en getrou sy kant van die beloftes nakom? Ons het gefokus op ons land se geskiedenis, vat saam, ons het gefokus op Jesus Christus, ons fokus op die wederkoms, op God se beloftes deur Jesus aan jou en my, waar hy wil woonplek vind. Maar daar is soveel baie ander geestelike beloftes, wat deel is van jou en my lewe, wat ons maar 'n bietjie kan oor gaan nadink. Die einde van die jaar is maar 'n tydjie van introspeksie. Here, wat is my verantwoordelikheid? Wat het ek gedoen? Beloftes in die huwelik, beloftes waar ek my kind ten doop gebring het, om vir die Here te sê, ek sal die kind grootmaak in die vrese. Ons het almal voor 'n kansel gestaan met geloofsbelydenis. Here, ek sal U dien, ek sal U ken, ek sal getrou U volg. Beloftes aan die Here wat ons maak om te sê, Here, as U my gesond maak of red, sal ek dit en dit doen. Kom ons dit nog na, daar die Here red my, dan sal ek dit of dit doen. Dit gebeur baie in mense se lewens. Baie keer sterfbedbeloftes, waar ons vir 'n pa of 'n ma sê, ek sal na ma kyk of na ouma kyk, moenie bekommerd wees nie, maak jou oë toe, rus en vrede, ek sal sorg dat alles goed gaan. En kom laai hulle ouers hier af en hulle ry weg, sê kobaai. Is mense nog getrou daaraan? Beloftes en geloftes wat Arend ook met ons gedeel het in ons geskiedenis. Ons kan self vir onsself geestelik uitmaak. Hoe getrou is ons nog aan geloftedag, môre 16 Desember. Bid ons, dank ons die Here dat hy ons volk behoue, gedra het en gebring het tot hiertoe. Is ons dankbaar teenoor die Here daaroor. Mag hierdie einde van die jaar in die Christusfees 'n tyd van geestelike introspeksie wees, waarin ons sê, Here, kom ek skryf neer en ek noem al die geloftes en beloftes waarin ek deel het. En ek wil net sê, Here, het U 'n woonplek in dit alles? Het ek U belange eerste gestel, sodat U in U verbondsark, of wat ook al ons dit wil noem hierdie Kersfees, dan ook 'n tuiste kan vind, 'n rusplek om te kan sê, ek woon in julle midde. Hierdie hele boodskap, God se verbond met ons, beloftes en geloftes, kan ons saamvat met een sin. Malagi sê dit ook vir ons, keer terug na die Here, en die Here sal terugkeer na julle. Dis die boodskap vir Kersfees vir jou en my, vir Suid-Afrika, maar breër natuurlik ook vir die wêreld. Dis 'n boodskap gesien in 16 Desember, Kersfees 25 Desember, 31 Desember, waarin ons met sekere beloftes gaan oorgaan na die volgende jaar toe, om te kan sê, Here, keer terug na die Here toe, en die Here sal terugkeer na julle toe. En dan weet ek, God is getrou, hy vergewe. Hy het op 'n stadium eintlik gesê vir Ninive en vir 'n klomp ander voorbeelde, ek gaan julle vernietig. Maar bekering en berou het gemaak dat die Here sê, ek sal terugkeer na julle toe. Ek sal my besluit verander en julle genadig wees. En daarom, ek wil nie die woorde gebruik om te sê, is dit miskien al te laat nie. Ek is bang vir daai woorde, want dit is geestelik nie waar nie. Maar in jou hart voel jy amper benoud om te sê, hoe ver het God se volk afgedwaal? Hoe ver is hulle van God? In Israel, in ons eie land, in ons eie geskiedenis. Waar is ons Here? Is ons nie miskien
by die riviere van Babylon, by die klaagliedere om te kan sê, Here, ons is eintlik in ballingskap. Ons is eintlik daar waar ons nie moet wees nie. En daarom, die appel van beloftes en geloftes is om te sê, keer terug na die Here, en hy sal terugkeer na jou toe, na sy volk toe. Hy sal terugkeer en ons genadig wees. Mag die Here vir ons seën om dit regtig met erns op te neem. As baie in die wêreld wat dit nie doen nie, maar die Here het jou en my geroep om dit getrou te doen. Mag ons die seën van die Here beleef, in die beloftes wat hy maak, in die oorvloedseëninge wat hy gee, en mag ons sê, Here, ons sal ons kant van beloftes nakom, en ons sal die verordeninge nakom, soos wat U ons beveel het. In die naam van Jesus Christus, Here, keer terug na ons toe, sodat ons kan terugkeer na U toe. Seën ons, Here, om ons beloftes getrou na te kom, in diepte, in gehoorsaamheid, in geloof. En Here, as dit nodig is, met berou, smeek om vergifnis, genade op genade, om te kan sê, Here, U is die verbondsgod, die God van hemel en aarde, tot in alle ewigheid. En mag U beloftes in ons lewe meer en meer gestalte kry. En mag ons met 'n geloofsoog ook vooruitkyk na die wederkomsbelofte wat sê, kom Here Jesus, kom gou, kom woon op die nuwe hemel en nuwe aarde, tussen ons, by ons en met ons, en wees ons genadig. Mag dit 'n geseënde, Here, vir ons elkeen 'n Christusfees wees, en seën ons met U vrede, seën ons met die oorvloed geskenke, en U, Here, die grootste geskenk van alle geskenke. Mag die liefde, genade en vrede van Jesus Christus met elkeen van ons wees en bly. Amen. Kom ons dien die Here met ons offergawes. Ons sluit af met die oorwinningslied, want is die Here God wat die oorwinning gee, in die hemel en op aarde, en ons sal roem in die oorwinning, saam met die Here. En kom ons sing dit met oorgawe, ons kan maar net so bly sit die oorwinningslied, waarna ons die seën van die Here ons eie gaan maak. Allerhoogste wat de liefde oor sy koninkryk regeer. Hy beloof aan die op die wolke kom hy weer. Hy is koning, hy regeer.
ontvang die seën van die Here, gaan in sy wonderlike vrede. Mag dan nou die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, die kragvolle inwoning en werking van die Heilige Gees, met elkeen van ons wees en bly, tot in alle ewigheid. Amen.